Môre julle. Baie welkom. Dit is heerlik om almal te sien vanoggend. Ja, ons gaan net 'n goeie oggend saam hê. Geniet hierdie eerste lied. Die eerste lied gaan oor Jesus wat aarde toe gekom het. En ja, kom ons dink daaraan en begin die diens so. You came for all the world to see, but this I know, you came for me. You saw me through my sin and shame, and for my freedom Christ you came. Who cried your name in poverty, deprived of peace and robbed of glee. You filled my cup to overflow. You are my fortune, this I know. And now my soul shall rise to thee. Your glory lives and reigns in me. Forever yours is what I'll be. You came for all, you came for me. You found me broken, cast aside, lost in my fear, nowhere to hide. You healed my heart, you made me whole. Your love restored my cheerless soul. You found a slave when you found me. You broke the chains, you set me free. You pierced the darkness, stormed the night. Oh God of glory, oh God of light. And now my soul shall rise to thee. Your glory lives and reigns in me. Forever yours is what I'll be. You came for all, you came for me. And now my soul shall rise to thee. Your glory lives and reigns in me. Forever yours is what I'll be. You came for all, you came for me. Dankie julle musie. Goeiemôre. Dit is inderdaad 'n goeie Vrydag. Ons is so bly dat elkeen van julle hierso is saam met ons vanoggend om eintlik net in eerbied saam te kom en vir ons Vader dankie te sê vir die groot offer wat hy vir ons gemaak het op hierdie dag soveel jaar gelede. Dis die rede hoekom ons eintlik elke Sondag bymekaar kan kom. Is as gevolg van hierdie naweek wat in ons kalender is. Volgens my die belangrikste naweek in ons Christen kalender. So baie dankie dat jy die moeite gedoen het om te kom en saam met ons die dag te geniet. Ons hoop jy het 'n lekker koffietjie gekry voor die tyd en ons is bly jy's hierso. Ons het 'n opstandingsdiens Sondagoggend, selfde tyd, selfde plek, hierso in die saal 8:45. So as jy dit vandag kon maak op 'n Vrydag, is ek seker jy kan dit maak Sondag ook. So ons hoop om elkeen van julle Sondagoggend te sien, ook 9:15 op dieselfde tyd, die 20ste April. Dan die 27ste April is daar geen diens nie. As jy gaan opdaag, die deure gaan toe wees, jy kan 'n koortjie op die trappie sing en dan gaan jy weer huis toe. Dit gaan nie 'n diens wees nie. Ons sal dit ook so uitsit op al ons sosiale media platforms. As jy ons nou teen die tyd nog nie op Facebook gaan like het of op Instagram gefollow het en dan weet van ons YouTube nie,
Ek word wakker, gaan doen dit, jy kry al die informasie daar, jy kry 'n bietjie informasie van die preek, so op 'n donderdagmiddag voor die tyd, so gaan volgens sommer daar, jy sal al die informasie daar kry. Ons is baie opgewonde, want vir al die kleintjies onder ons en ons hoërskoolbediening Polslag, ons skop weer die 4de Mei af vir die nuwe kwartaal. So die vakansie was lekker, maar ons sien baie uit om julle weer te sien en met die curriculums weer af te skop. So die 4de Mei gebeur dit en die 11de Mei is Moedersdag. Ek sê julle nou al, kinders, papa, dat julle kan begin beplan. Onthou, Cleeks en Disking, almal gaan specials hê. Maak seker julle kyk uit. Die 11de Mei is Moedersdag en ons gaan ook hier by mekaar kom in die diens. So, bring vir ouma, bring vir ma, vrouens kom en ons gaan die dag lekker saam geniet. Dit is inderdaad 'n dag wat ons die groot offer vier wat God vir ons gedoen het deur sy seun te stuur. Maar ons gaan ook vanoggend offergawe opneem. So dit is Vrydag, maar ons wil vra dat die offergawe spanne vir ons sal regmaak en dat die Here sal dien met jou dankbare hartheid vir ook die offer wat hy vir ons gemaak het. Jy sal sien op die houertjies, as ek jou nou bietjie van kant gevang het, daar is 'n Snapscan en Zapper-kode ook op die houertjies of by die infotoonbank agter as jy graag van dit wil gebruik maak. Baie dankie. Mag jy weer seën. Kom ons maak ons oë toe en ons begin die diens. Here, ons staan volgende hier eintlik maar net bietjie oorweldig deur die genade, Here. Ons staan met harte vol dankbaarheid hier voor U en ons is net hier om dankie te sê, Here. Ons is hier om te vier wat U vir ons gedoen het, Here Jesus, dat U U lewe vir ons afgelê het daar aan die kruis in ons plek. 'n Straf wat ons moes gedra het U gekom en U die totale na die prys betaal en die oorwinning is behaal, Here. Dankie dat ons kan leef in daardie oorwinning, Here. Dankie dat U U lewe vir ons kom
vir die vergifnis van ons sondes en vir die bevryding van ons siele, Here, dat ons kan leef met 'n doel en met 'n visie. En ons weet dat U 'n plan met ons lewe, Here. Ek vra dat U vanoggend hierso teenwoordig sal wees, Here, dat U Gees van sitplek tot sitplek sal beweeg en in harte sal werk. Ag en Here, en as U dalk iemand is wat nog nie hierdie groot verniet genadegawe van U ontvang het en hulle eie gemaak het, Here, wil ek U vra dat hulle vandag so sal vaskeer dat hulle nie uit die saal wil uitstap voordat hulle nie hierdie geskenk van U ontvang het, Here. Want U genade is ons genoeg en U genade is vir ons beskikbaar, Here. Dankie vir die liefde, dankie vir wat U vir ons kom doen, Here. Dankie dat ons hier vanoggend kan saam wees en net kan die oorwinning kan celebrate, Here. Dankie dat U die straf vir ons gedra het. Ons loof ons prys die wonderlike naam van Jesus. Amen. Julle kan staan en ek sal ons sing. To
son en maan, die aarde, sterre, wolken, hoe ieder elke dag so onderhou. Dan moet ek jy, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe vry, stil grasse, stroom en wind. Hoe Heer U sorg, vir kleiner, groot, vir alles, en U sorg dag na dag vir my Here. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. U seën word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig Hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer reg wat sonde hier geskend het. Hy bring weer hoop en hoop vir my. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Dan moet ek juig, my redder en my God.
Vader, as 'n gemeente, as die liggaam, as die kinders, kom sê ons vanoggend vir die dankie vir die kruis. Dankie vir die prys. En mag U voor nou ons harte net verder kom aanraak deur die Heilige Gees wat in ons is. In Jesus naam. Amen. Baie dankie liewe vriende, baie dankie aan ons wonderlike orkes. Dit is Vrydag en ons is almal in die kerk. My baie wonderlik. Ek hou van elke dag kerk. Maar dit is voorwaar 'n goeie Vrydag. En vir dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het, maak dit beslis 'n goeie Vrydag. Die prys wat myne en joune was, het hy betaal. Die skuld wat myne en joune was, het hy kom vereffen. Hy het dit weggevat. Hy het dit skoon gewas. En nou behoort ons. Ons behoort aan hom. Maak dit jou bly? Ja, ons behoort aan hom. Ons is sy eiendom. Hy is ons verlosser, ons redder, ons saligmaker. En alles as gevolg van goeie Vrydag. Hierdie wonderlike dag. Maar ek wil volgend met u so 'n bietjie uit 'n ander angle uitgesels, daai woord dan gebruik, oor goeie Vrydag, en ek wil met u gesels oor Jesus se wonde. En wat betekenis het die wonde van Christus vir my en vir jou in hierdie dag? Dit is nie 'n lang preek nie, jy gaan waarskynlik nie in die slaap raak nie, maar ek sal vir jou net 'n paar goedjies deel, maar regtig waaroor ons vandag kan gaan dink. Nou die profete van die ouds wat honderde jare gelede oor Christus geskryf het nogal grafiese detail gebruik en woorde om sekere goeders te beskryf oor Jesus. Byvoorbeeld woorde soos deurboor, deurgrawe, verbrysel, geslaan, gespoeg en selfs geploeg, soos wat die klowe van die katsoue van die Romeinse kats deur sy liggaam ook geploeg. So die profeet Sagaria kom 600 jaar voor Christus en hy profeteer oor Christus en as hy oor hom praat, dan praat hy van 600 jaar voor Christus, dan sê hy mense gaan opsien na hom wat deurboor is. En Sagaria het ook gesê, mense sal vra na die wonde in sy hande, 600 jaar voor Christus. David wat so baie gesê het en geprofeteer het oor Christus, het bykans 1000 jaar voor Christus skryf, en ek gaan sommer net 2 aanhalings maak. Psalm 22 sê, hulle het sy hande en sy voete deurgrawe, skryf David, bykans 1000 jaar voor Christus. David skryf in Psalm 129, dan sê hy, ploers, grafiese woorde, ploers het op sy rug geploeg, en hulle het vore lank in sy liggaam getrek. Bykans 1000 jaar voor Christus. Die profeet Jesaja, omtrent so 600 jaar voor Christus, hy profeteer, en ek gaan vir jou die skrif wys, Jesaja 53 vers 5, en dan sê hy, maar hy is, hier is my mooi, terwille van wie? Van ons. Terwille van ons oortredinge is hy deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Terwille van ons. Verstaan jy hoekom dit 'n goeie Vrydag is? Ek weet is nou awkward as jy met iemand langs jou praat wat jy nou nie ken nie, maar kan jy vir iemand net sê, as jy wil of sê vir jouself, dis terwille van ons. Dis terwille van jou. Dis terwille van ons dat dit goeie Vrydag is vir wat Christus gedoen het. Dis eintlik wonderlik. Meer as 1000 jaar of duisende jare voor Christus praat al die profete hieroor en ons vier dit nog steeds meer as 2000 jaar later. Ek praat met my seun gister, hy hoef die dag te bedien en ek sê, "Ek sukkel. Goeie Vrydag het te gou op my afgekom. My preek is nie klaar nie en Sondag se preek is nie klaar nie." Hy sê, "Wat sukkel pa? Die goedes is al 2000 jaar gelede gebeur. Sê net dit." So die nuus is al soveel jare. Seker wonderlike nuus oor Christus.
Nou, almal het grafiese woorde gebruik om die liggaamlike letsels van Christus te beskryf. Dit is interessant om op te merk dat die meeste van die ou profete, as hulle na Jesus verwys het hulle na sy liggaamlike leed, het hulle daaroor gepraat, oor sy wonde. Profete het gepraat oor Christus se wonde. En dis dan nie vreemd dat ons eeue later ook so deur God gewil, dat ons dit nooit mag vergeet. Wanneer ons aan die nagmaal kom sit, wat vier ons eintlik? Ons dink ook aan die wonde van Jesus. Want die sakrament van die brood wat gebreek word, is sy liggaam. En die vrug van die wingerd, daai druiwekorreltjie moet eers gepars word, dan is dit sy gestorte bloed. Kan jy sien waarom het die Vader nog steeds gewil dat wanneer ons so by mekaar sit op hierdie dag, dat ons daaraan kan dink. En baie keer as mense die goed lees hoe die profete dit geskryf het, dan wil jy amper sê, dit is nie vir sensitiewe luisteraars. Want net om dit te hoor, ons verstand en ons gedagtes kan dit nie eintlik begryp nie. We can't even fathom nie. Ek hou van die Engelse woord, dis een van die 3 wat ek ken. Ons kan nie begryp nie. Want as mens daaroor begin praat dat Christus se hoof is met 'n doringkroon deursteen. Sy rug is ook gekloof deur die wrede Romeinse kats. Daar's 'n sy, in sy sy is daar 'n spies in deurboor. En sy hande en sy voete is met wrede spykers deurboor. Dag op die tafel het reeders so by die kruise, sommer 'n klomp spykers neergesit. Jy moet dit asseblief huis toe vat, anders moet ek alles weer oppak. Maar vat hom en mag dit jou herinner aan die pyn, dan was daar nie die pyn nie, sonder die ou kruis, sonder Christus. En sy liggaam is vir my en jou verbruisel. Nou vandag wil ek iets anders doen. Ek wil 7 is nou vir my 'n mooi heilige getal, en nie dat ons dit vandag hier nou te bring. Ek wil 7 voorbeelde uitlig oor die betekenis van Jesus se pyn wat hy verduur het en wat het dit met ons te doen. Wat is die betekenis daarvan vir ons? So net 7, dis 10:10 op daai horlosie vir die wat nou goeie Vrydag skaapboude in het. Hy kan nog 'n goeie 2 ure gaan. Ek hoop nie jou hoofd is te hoog. So, daar's genoeg tyd. 7 redes, betekenis, waardevolle goed wat vandag, wat ons kan huis toe vat, wat die wonde van Christus vir my en jou beteken. Is jy reg vir die eerste ene? Ok, so hier kom die eerste een. Wat beteken, daar's 'n slide vir die eerste een. Wat beteken die wonde van Jesus vir my en jou? Nou, 'n mens kan nogal iemand uitken aan hulle littekens, aan hulle wonde, en ek praat nie van emosionele wonde nie, maar ek praat van ander goed, byvoorbeeld. Die wat nou al 10 jaar saam met ons het pad stap, weet nou al, ek het 11 vingers gehad en weet nou al, my ma het op 4-jarige ouderdom, het hulle nommer 11 afgesny. So my familie weet nou al, as ek ergens eendag lê en hulle vat my hand, gaan hulle nou kyk vir daai litteken, dan sal hulle sê, dit is hy. Daai litteken wys, dit is nie gewoon, daar korte vinger. Ek het 10, maar die 11 is weg. Jy gaan maar my litteken herken. Nou, hierdie oupa gaan nie emosioneel raak daaroor nie, maar as ek vir 'n iemandjie sien, wat die Here so deurgedra het, en ek kyk daai snywond op haar kop, toe haar brein oopgesny, of haar kop oopgesny het, van daar tot daar, ek dink is iets soos 40 steke, as ek daarin vat elke keer, dan dink ek, hoe wonderlik is God. Hy het seker groot wonders gedoen, maar ek sal haar in die nag herken, aan haar litteken. Die ou oorlogsheld het dalk in 'n goeie oorlog ergens 'n been of 'n arm of 'n oog verloor, en as hy aangestap kom, dan sê jy, hy is 'n oorlogveteraan. Ek herken hom aan sy wonde. Nou Christus se wonde maak dat ons hom erken as ons verlosser. Christus se wonde wys dat hy ons verlosser is, dat hy ons saligmaker is. Jesus Christus het op Golgotha die grootste battle, oorlog, ooit geveg wat daar kan wees, teen die bose, en hy die graf en die hel en die dood oorwin, en Jesus staan op, deur God opgewek, en sy wonde, sy hande en sy voete, wys
maak dat ons hom erken. Eerstens, ons herken hom aan sy wonde. Ons sien dit in sy hande en sy voete. Dis nommer 1. Wat beteken Jesus se wonde vir ons? Nommer 2, kom uit. Die wonde van Jesus bring vir ons kalmte, hoor gou hierdie een, bring vir ons kalmte in ons verwarde gemoed en dit gee ons blydskap terug. Tweede, dis wat die wonde van Christus doen. Nou die disippels van Jesus was baie verward na sy dood. Vol vrees. Die woord sê dat hulle as gevolg van al die vrees en die verwarring so bang was dat hulle agter geslote deure gaan wegkruip het, by mekaar gekom het, want wat moet hulle nou doen in hierdie omstandighede? En dan is dit in hierdie omstandighede wat Lukas skryf in Lukas 24 vers 36 en jy kan hom opsit, dan staan Jesus self in hulle midde en Jesus sê vir hulle, vrede vir julle. Die wonde van Jesus bring vrede en rustigheid vir ons verwarde gemoed. Kom ek lees vir jou verder, vanaf die 37ste vers, dit staan ook daar. En toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy, dus Jesus sê vir hulle, waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle harte op? Ons praat oor die wonde van Jesus. Hoor wat sê Jesus? Kyk na my hande en my voete, want dis ek self. Ek dink daar's ewe skielik 'n vrede en 'n kalmte in hulle verwarde gemoed. Nou gaan Jesus, hy sê, voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle wat my sien, soos wat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Jesus wys vir hulle sy wonde. Hulle is verward, hulle is bang, hulle het hulle blydskap verloor. Jesus wys sy wonde en ek dink daar kom 'n vrede en 'n blydskap. Dit is die seun van God. Jesus se wonde bring ook vir my en vir jou vrede en kalmte in ons verwarde gemoed. Dit bring ons blydskap terug. Ek dink aan die disippels, hoeveel keer het hulle die hande van Jesus in aksie gesien wanneer hy dalk 'n kindjie aanraak, iemand seën, wanneer hy blinde oë aanraak, wanneer hy 'n melaatse oprig, wanneer hy 'n verlamde oprig en optrek. Hulle het die hande van Jesus in aksie gesien. Nou sien hulle die hande van Jesus met wonde in en dis die teken dat hy leef. Dis die bewys, dis ek is hier by julle. Jesus wys hulle sy wonde en sy hande. Ek dink aan sy voete, hoeveel keer het hulle die stowwerige strate van Jerusalem in Israel gestap en die disippels het saam gestap. Dieselfde voete van Jesus het ergens op die see geloop. Dieselfde voete van Jesus het die pad van Via Dolorosa gestap. En as hulle nou sy voete sien met die wonde in, is dit 'n teken dat hy lewe. En dit bring vir hulle rustigheid en kalmte in hulle verwarde gemoed en dit gee vir hulle blydskap. Dis nogals eienaardig wanneer Jesus na sy opstanding iemand wat verslae is of moedeloos is of te neergedruk is of bang voel, as hy hulle wou opbeur, dan wys hy vir hulle sy wonde. En dan kom daar vrede en kalmte in hulle gemoed na sy opstaan. Thomas het gesukkel om te glo en dan baie keer dink ek, ou Thomas, ek en jy sal dalk pelle gewees het, want ek sukkel ook baie keer. En Thomas het gesukkel en Jesus wys sy wonde vir Thomas. Hy sê, kom Thomas, kyk jy, voel, vat. En dan weet jy hoe antwoord Thomas? Hy sê, my Here, my God. Kan jy die kalmte in sy gemoed hoor? Die vrede wat hy ervaar. Is dit nog so wonderlike beeld wat ek nou net so wil bysit by die tweede ene? Hoe gaan ons Jesus in die hemel herken? En Johannes vertel eintlik vir ons, hoe gaan ons hom herken? Openbaring 5 vers 6, dis ook op die skerm, hy sê, Johannes skryf, hy sê, en ek het gesien en kyk, in die middel van die troon staan daar, hoor gou hierdie woorde, 'n lam asof hy geslag is. Kan jy die wonde van Jesus hoor en sien in hierdie prent wat Johannes gesien het? Revelation 5 verse 6, ek moet dit in Engels lees, het was vir my so mooi, hy sê, and there between the throne I saw a lamb, it was Christ standing, en dan gee hy die mooi verduideliking, hy sê, bearing scars and wounds, as though it had been slain.
Met ander woorde, selfs in die hemel word Christus erken deur die prys wat hy vir ons betaal het. Die lam van God. Bring dit vir jou kalmte en vrede in jou gemoed vir dit wat Jesus vir ons gedoen het. Goed, ons is by die derde een. Is jy nog saam met my? Ons net 7, né? Ons by die derde een. Wat beteken die wonde van Jesus vir my en vir jou? Nommer 3 is vir my absolute hoogtepunt, né? Die wonde beteken, sy wonde beteken, en ek en jy en ons almal weet dit, ons moet dit net weer hoor, dit moet hier in ons kop gaan, dit moet in ons harte gaan, en ons moet besef wat ons sê, ons skuld is betaal. Jou skuld is betaal. Die rekening is vereffen. Die kwitansie, sy wonde, Christus se wonde, is die kwitansie van my rekening wat klaar betaal is, van joune. Die wonde van Christus beteken vir my en jou dat die prys is betaal. Ons is sy eiendom, ons is duur gekoop, daar is 'n kwitansie. Die prys van die kruis wat Christus betaal het, is vir my en jou. Jesaja 53 vers 5, ek wil daardie versie weer lees, ek het nou na hom verwys. Hy sê, maar hy is, hier's daai woorde, terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbruisel, en die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vriende, mag dit net so 'n bietjie in jou hart resoneer, ons oortredinge, ons ongeregtighede. En Christus bring vir ons vrede en vir ons genesing. Kom ek lees vir jou net Kolossense 2 vers 13 en 14, net 'n gedeelte daarvan. Paulus sê, ons was almal eintlik dood, as gevolg van die sonde, maar hoor hierdie pragtige stukkie, dan sê hy het die dokument met voorskrifte wat as klagstaat teen ons ingedien is, uitgevee en dit vir goed weggevat, deur dit aan die kruis vas te spyker. Deur sy wonde, deur elke hamerslag, deur elke spies, deur elke hou, deur elke deurboor, deur elke deurgrawe, verbruisel, geslaan, gespieg, geploeg deur die wonde. Elke wond beteken dat my en jou sondelas is weggeneem. Ek sit vanoggend baie vroeg, sit ek op my ou stopplekkie alleen, en ek lees hierdie, en ek dink, Here, al hierdie wonde, al hierdie pyn wat jy opgedoen het, was vir my sonde. En dit oorweldig my net om te dink, dat hy die prys betaal het vir my, terwille van jou, terwille van my, terwille van elkeen. Daar's 'n vierde een. Wat beteken die wonde van Christus nog vir my en jou? Ek het dit sommer kort gehou. Die wonde van Christus, hierdie goeie Vrydag, wat hy aan die kruis betaal het, beteken vir my en jou ons genesing. Nommer 4, ons genesing. Jesaja het geskryf en hy verwys, hy het met so 'n profetiese oog het hy vorentoe gekyk en hy skryf daar in Jesaja 53. Hy sê daar sal genesing kom. Hy gaan geslaan word sodat ons gesond gemaak kan word. Maar dan kom Petrus en hy sê dit in die teenswoordige tyd in 1 Petrus 2 vers 24. Die skrif is daar: deur sy wonde is julle genees. Ek wil gou ietsie sê, moet dit nie vanoggend vergeet wanneer jy tafel toe kom. Deur sy wonde is jy genees. Wat beteken die wonde van Christus vir my? Al hierdie goed, maar dit beteken ook, deur sy wonde is ek genees. Nou, ons is by nommer 5. Die diens is amper verby. Ek jaag nie aan nie, ek wil net vir jou sê wat dalk moeg raak. Nommer 5, wat beteken die wonde van Christus vir my en jou? Hier is my nogal 'n baie interessante een, veral omdat Paulus hierdie vraag gevra het. Die wonde van Christus beteken, hoor gou hier, dat my angs en vrees vir die dood weg is. Paulus kom en hy's 'n gelowige en hy vra, dis amper asof hy hierdie gesprek met die dood het, en hy vra vir die dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? En dan antwoord hy, die angel van die dood is die sonde. Maar dan bring hy die groot antwoord.
Hoor gou-gou, ek sê nommer 5 is, Christus se wonde bring dat my vrees en my angs vir die dood weggaan. Paulus kom, hy sê, dood, waar is jou oorwinning? Waar is jou angel? Weer is nie sonde. Maar wat het gebeur? Christus, deur sy wonde, deur die prys wat hy betaal het, het hy die angel uitgehaal van die dood. Onthou jy aan die kruis het Christus gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Om net aan die slaap te raak, dood te gaan, in die doodryk af te gaan en deur God opgewek te word en op te staan as die verheerlikte seun van God. Die angel van die dood is uitgehaal. Dalk voel dit vir jou nog steeds, die dood is vir jou soos 'n monster, maar hy's 'n monster sonder 'n angel. Hy's sonder 'n angel, want as Paulus praat oor ons verganklikheid, hierdie gaan jou wakker maak, ons almal gaan eendag sterf. Ons almal gaan. Maar die angel van die dood is uitgehaal. En dis deur die wonde van Christus dat ons hierdie vryheid kan vier. Jesus se gebrokenheid aan die kruis, sy wonde het die angel van die dood uitgehaal. Ons is by nommer 6. Wat beteken die wonde van Jesus nog vir ons? Is net ook 'n pragtige een. Die wonde van Christus beteken ook dat dit die oorsprong is van my en jou wedergeboorte. Nou goed, kom ek verduidelik so. 1 Korintiërs 15 skryf Paulus, dan sê hy, die eerste mens was Adam, né? Onthou jy vir Adam en Eva? Adam was 'n lewende siel. Maar die laaste Adam, wat Christus is 'n lewendmakende gees. Toe ek nou net weer 'n bietjie gaan lees in hierdie laaste paar dae in my voorbereiding oor Adam, wat daar gebeur het in Genesis 2, onthou jy dat God vir Adam in 'n diepe slaap gaan sit het? Dit was eintlik maar die eerste narkose ooit. Waar is die dokters? Eerste narkose ooit. God sit vir Adam in 'n diepe slaap, maak hierso by die ribbekas hom oop, haal 'n ribbebeen uit, en dan het ek dit altyd misgelees, maar ek het dit hierdie keer raak gelees, en sê, God vul die spasie met vleis. Julle kan gou voel, manne. Ja. God laat hom diep slaap, haal die ribbebeen uit, vul die spasie met vleis. Nee, dit het net self toegegaan. En dan maak hy vir hom 'n vrou, en hy vat die vrou na hom toe, en hy sê, so wat dink jy, Adam? En dan sê Adam, uiteindelik been van my been, vlees van my vlees, wag het ek lees wat daar staan, dis nou uiteindelik been van my gebeente, en vlees van my vlees. Adam se storie, die eerste mens. Nou hoor gou wat skryf, ons is nou by nommer, wat was hierdie? Wie het geluister? Nee, 6. Nee, wel al klaar, gaan bootry. Ons is by nommer 6, ons wedergeboorte. Nou hoor wat sê Johannes. Johannes skryf daar aan die kruis, toe Jesus, daarheen gaan nie wys nie. O, het hy? Ja, hy's daar, 1933. Maar toe Jesus al dood was, kom daar een van die soldate, met 'n spies in sy sy, wat daarin gesteek word, en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Die wonde van Jesus beteken letterlik my en jou wedergeboorte. Sy bloed weer eens wat gestort is om ons te reinig van al ons sondes, wat ons skoon was, witter dan die sneeu, die water waarin ons gedoop word, maar die Christus kom en hy maak ons net, maar kom ek verduidelik vir jou in verband met wat met Adam gebeur het, en jy sal die ooreenkomste raak sien. Onthou, Jesus sterf, en hy gaan af in die doodryk, en die graf en die hel en die dood word oorwin, en God wek hom uit die dood uit op, en ons nuwe lewe, en ons nuwe hoop, en die feit dat ons lewe in Christus 'n ewige lewe het, kom saam met Christus, word ons opgewek in 'n nuwe lewe. En daar's nog een. Nommer 7. En ek dink ek het my gunsteling ene vir laaste gebeure. Wat beteken die wonde van Christus vir my en jou? En as ek sê my gunsteling een, dan dink ek dis die toppunt van die dag. Sy wonde maak ons verbintenis met Christus vir ewig vas.
Christus se wonde maak ons verbintenis met hom, sy verbintenis met ons vir altyd vas. Dit waarborg dit. Nou goed, ek wil vir jou na die Ou Testament toe vat en ek wil 'n pragtige voorbeeld daar gebruik wat jy hierdie mooi sal verstaan. So dit was nie gebruik vir enige Hebreëse slaaf wat vir sy heer gewerk het om 6 jaar te werk. En dan in die 7de jaar mag hy nou net vrygaan. 7de jaar mag hy vrygaan. As hy nou sonder 'n vrou en kinders ingekom het in hierdie werksverhouding as sy dienskneg en dan het hy uitgegaan vry in sy 7de jaar sonder vrou en kinders. Maar as hy in hierdie 7de jaar nou sy vryheid wil hê, maar hy het intussen 'n vrou gevat en hulle het kinders gekry, dan mag hy hulle nie saamvat. So in die 7de jaar, wanneer hy sy vryheid kan kry, dan mag die Hebreëse slaaf gaan, almal groet en gaan. Ek wonder of 'n paar ouens gegroet het en gegaan het. Maar dan, jy kan dit nou vanmiddag gaan lees in Eksodus 21, maar, en hy begin so, hy sê die slaaf kan egter uitdruklik verklaar dat hy lief is vir sy vrou en sy kinders. En dan gaan hy na sy heer toe, en hulle vat hom na die owerhede toe, na die stadsplein toe, en vind daar 'n geskikte muur of 'n plek waar daar nou 'n stuk hout is, sit sy oor teen die muur vas en vat 'n els en kap 'n gat, maak 'n wond in sy oor. 'n Dramatiese, plegtige seremonie word uitgevoer om hierdie slaaf se liefdesdaad bekend te stel. En die litteken, die wond word dan die bewyse wat as getuie dat hy ter wille van sy mense wat hy voor lief is, sal hy 'n dienskneg bly vir altyd. En hy kan teruggaan huis toe as dienskneg. Hy gee sy vryheid prys om vir altyd dan saam met sy mense en sy kinders te wees, sodat hy vir altyd by sy geliefdes kan bly. Die wond aan sy oor, die merk aan sy oor, die litteken onderskei hom dan dat hy een is wat gekies het om te bly. Dit het 'n permanente merk geword en almal is daarvan getuie van sy toegewydheid en van sy liefde vir sy mense. Nou, ek is seker u kan duidelik die beeld van Christus ook hierin sien. Jesus, die volmaakte dienskneg. In Filippense 2 vers 7 skryf Paulus, kom ons lees hom, hy sê, maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word. Jesus kies as gevolg van sy liefde vir ons, om vir ewig onderworpe te wees aan die Vader, en die prys van die dood van wonde te betaal, sodat ons vir altyd sy eiendom is. Die wonde aan sy hande en sy voete gaan ons altyd herinner dat Jesus nooit van ons sal skei en dat ons nooit van hom hoef te skei. Kan jy jouself voorstel as hierdie Hebreëse dienskneg nou huis toe kom? Dalk is die skouers en alles nou nog vol bloed, want dit klink nie vir my daar was nou baie genade nie. Maar as hy huis toe kom, hy hoef nie 'n woord te sê nie. Hulle kan sien aan sy wonde, hy het gekies om te bly. En ek dink sy vrou en sy kinders is oorstelp van vreugde. Jy's nie weg nie, ek sien dit aan jou wond, jy het gekies om te bly. Vriende, daar's nie 'n manier in my pogings is hopeloos ontoereikend om toekomstige tonele in die hemel te probeer illustreer. Maar kan jy jouself insien aan die voete van Jesus? En jy sien sy hande en sy voete, jy sien die wonde. Ek het gekies en jou so lief gehad. God het die wêreld so lief gehad. Ek het gekies om my lewe te gee. Dat jy vir altyd sal sien, jy is myne, ek is joune. Deur Christus se wonde. 'n Paar eenvoudige illustrasies. Ons herken hom aan sy wonde as ons verlosser. Waar jy ook al 'n prentjie sien van hande met spykers en gate in, aan wie dink jy eerste? Aan Christus. Of die voete, jy dink aan Christus.
As ek aan hom dink en as ek dink aan die prys en die tafel wat hy vir my betaal het, dan dink ek, wel dan gebeur dit in my gemoed, daar kom kalmte en vrede en ek word net weer so bly om te dink, Christus het die prys vir my betaal. Hy het my so lief. En die grootste van alles is dat my skuld afbetaal is, die volle prys is betaal. Ek behoort aan hom nie op verdienste nie, want ek sal dit nooit kan doen nie, maar deur sy groot genade en deur die groot prys wat hy vir my betaal het. En ek dink aan die genesing wat hy vir my bring, emosioneel, vir my as mens, vir jou die genesing. En dat die angel van die dood uitgehaal is. En dat ons wedergebore is deur Christus. En dat nou, dat ons verbintenis met Christus vir altyd is. Ek weet nie watter een van die, dalk die meeste vanoggend met jou hart geresoneer het oor die wonde van Christus. Maar ek wil jou graag nooi vanoggend, Lisa, julle kan maar kom, ek wil jou graag nooi om wanneer jy deel gebruik aan die tafel van Christus, dat jy sal dink in hierdie tyd, want dit kan nou lekker die mekaar raak, ons gaan vanoggend almal vir onsself help by die tafel, maar dat jy sal dink aan die wonde van Christus en wat dit vir jou beteken. As dit nodig is dat jy genesing nodig het en jy eet sy gebroke liggaam en jy drink die teken van sy bloed, dan praat jy met hom daaroor. As dit nodig is dat jy kalmte en vrede in jou gemoed moet kry en jy kom staan hier en jy tel dalk 'n spyker op, vat aan die kruis, dink aan die wonde van Jesus en dink aan die vrede wat hy bring. As jy nie weet waaroor om aan te dink nie, dink aan die prys wat hy betaal het om te wys vir altyd is jy syne. En die vyand kan jou nie uit sy hand uitruk nie. Ek behoort nou aan Jesus. Niks sal my ooit van hom kan skei. Deur sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker en dis my vaste hoop. In die nag wat Jesus Christus verraai is, het hy die brood geneem wat die teken is van sy liggaam en hy het dit gebreek en hy het gesê ons moet almal daaraan deel hê. Hy het baie mense kwaad gemaak en vreeslik ontstel toe hy sê, maar as julle dit nie gebruik nie, as julle nie my eet nie, het julle nie deel aan my. As julle nie deel aan my wonde nie, gaan julle nie hierdie verlossing smaak. En hy het gebid en die Vader gedank en hy het die beker geneem en geskink en hy het gesê, dis my kosbare bloed. Dis deel van 'n nuwe verbond wat ons sy eiendom maak vir altyd. Ons is syne. Ek gaan vir ons 'n gebed doen. En hier is nou 'n goeie, naby 400 mense, maar hier is genoeg van alles. So wat ek jou wil vra om te doen, is jy saam met my net gou? Ons is klaar deur al 7. Oral waar die tekens van sy bloed is, aan die binnekant, binnesirkel, is daar wyn. Vrug van die wingerd, maar dis wyn. Die buitekant is druiwesap. Vir die wat dit so wil gebruik. In die houertjies, as jy eerste by die houertjies is, daar is nou vandag baie spesiale hot cross buns, brood. Maar onthou, dis 'n teken van die liggaam van Christus. Dan wil ek hê jy moet dit vat. Ek gaan vir ons genoeg tyd gee. Dis regtig nou eers 10:15. Jy moet dit vat. Vat vir jou van die vrug van die wingerd wat jy wil gebruik, vat vir jou van die brood, gaan sit sommer net weer by jou geliefdes of alleen, gebruik dit daar, praat met die Here, sê vir hom vanoggend op hierdie goeie Vrydag, dankie vir sy wonde, wat 'n dierprys betaal het vir my en vir jou. Is dit reg so? Almal verstaan. So daar's lekker plek hier, daar agter, daar vir die mense daar bo, is daar 'n tafel, gee maar vir almal spasies, kom in die ronde. Kom ons doen dit regtig in die gees van Jesus, dankie vir die wonde. En dan gaan ons terug en ons gebruik dit saam. En as ons klaar is, dan sluit ons af met die wonderlike gebed, Onse Vader. OK? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend vir 'n oomblik net kon dink aan die wonde van Christus. Sy hande, sy voete, maar sy hele liggaam wat verbruisel was vir ons.
En dat selfs wanneer ons in ons ongeloof kom en ons dit sien en dit beleef, kan ons ook uitroep, my Here en my God. Dankie vir die prys wat U betaal het. Dankie vir die liggaam, dankie vir die bloed. En dankie dat ons vanoggend as U kinders daarin kan deel hê. En soos Ras vanoggend begin het, as iemand nog nie dit gesmaak het nie, mag die bloed en die liggaam wat ook vir ons wedergeboorte bring, mag dit ook vandag vir daardie persoon gebeur. Dis my gebed in Jesus naam. En ek dank U daarvoor. Amen. Vriende, jy kan opstaan, na die tafels toe beweeg en vir jouself van die tekens kry. Baie dankie. Cried your name in poverty, deprived of peace and robbed of glee. You filled my cup to overflow. You are my fortune, this I know. Now my soul shall rise to Thee. Glory lives, reigns in me, forever yours is what I'll be. You came for all, you came for me. You found me broken, cast aside, lost in my fear, nowhere to hide. You healed my heart, you made me whole. Your love restored my cheerless soul. You found a slave when you found me. You broke the chains, you set me free. You pierced the darkness, stole the night. Oh God of glory, God of light. Now my soul shall rise to Thee. Glory lives, reigns in me, forever yours is what I'll be. You came for all, you came for me. Now my soul shall rise to Thee. Glory lives, it reigns in me, forever yours is what I'll be. You came for all, you came for me. You found me broken, cast aside, lost in my fear, nowhere to hide. You healed my heart, you made me whole. Your love restored my cheerless soul.
You found a slave when you found me. You broke the chains, you set me free. You pierced the darkness, stole the light. Oh God of glory, God of light. Now my soul shall rise to thee. Your glory lives, it reigns in me. Forever yours is what I'll be. You came for all, you came for me. Ek wil net seker maak dat almal het 'n geleentheid gehad. Is daar iemand wat nie nagmaal kon gebruik nie? Enige iemand? Ek sien geen hande nie. So dit lyk vir my almal kon daaraan deel. Dis inderdaad 'n goeie Vrydag. Die prys wat myne en joune was, hy betaal. Skuld wat ons in was, hy weggevat en ons behoort nou. En ons het almal deel van hom in ons, omdat ons deel het aan die tafel. Jy moet gaan, maar nog nie gaan nie, maar wanneer jy gaan met hierdie wonderlike wete, sê vir iemand, dis 'n goeie Vrydag, want ek behoort aan hom. En asseblief vat 'n spykerhuis, moet dit net nie in die driveway gooi daar buite nie. Vat een, onthou die wonde van Jesus. Baie dankie vir elkeen in hierdie gemeente, is daar 'n heel hot cross band daar buite. Gaan geniet hom, en as jy nou nie van daai kaneel hou nie, gee dit vir my. Maar ek gaan nie nooi om saam met my te staan en dan een van my gunsteling liede van alle tye te sing, Matteus 6, die Onse Vader. Want dit bring vir my alles by mekaar. So kom ons staan en dan sing ons dit as 'n gemeente saam. As jy uitstap en jy het nog 'n glasie by jou, sit hom vir my asseblief op die tafel wanneer jy 2 spykers saamvat. Baie dankie. Kom ons sing dit saam. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Laat die ryk kom, u wil geskied, soos
ons God en Hemelse Vader. En van sy Seun Jesus Christus, wat met hierdie prys die wonde opgedoen het vir my en jou. En sy Heilige Gees, wat nou in ons saam ons is, by ons is, uitroep en verklaar ons behoort aan hom. Die gaan in vrede. Amen. Amen.